Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Ek wil sommer so 'n bietjie met jou gesels en met jou deel oor 'n ou se ingesteldheid. Nee, ek dink partykeer is dit iets waaraan 'n mens hard moet werk en ons almal dink het dalk al so iets ervaar. Veral die tyd van die jaar, nee, dit raak nogal moeilik want 'n ou moet hou en mens moet nogal werk aan 'n ou se ingesteldheid. Ek dink so dikwels aan dit wat ek baie kere by onderwyseresse of deel dikwels ook by my ma of by groot mense gehoor het toe ek 'n kind was. Die woorde waar mense gesê het, maar dit wat jy doen, doen dit goed. Of dalk dat onthou as jy dit doen, onthou ons doen dit vir die Here. Nee. So baie kere het mense dit gesê al vir my. En het ek dit al gehoor dat mense ook dit sê. Ja, hoe maak ek daarmee? Wat maak ek daarmee? En ek dink sommer dit gaan oor 'n ingesteldheid wat 'n gelowige behoort te hê. Nee, dat ek dit wat ek ook al doen met oorgawe doen. En dat ek dit ook doen uit dankbaarheid en wat ek kan doen en dat ek dit doen tot eer van die Here. Ja, Paulus het so ietsie daar genoem wanneer hy sy brief skryf aan die Korinte. Hy skryf dan 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle nou eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Ja, die ingesteldheid van 'n gelowige. Hoe lyk jou ingesteldheid vandag? Kan ons vir mekaar bid dat ek weer gefokus sal wees oor wat ek doen en hoe ek dit doen en hoekom ek dit doen. Kom ons bid saam. Here ons Here, baie dankie dat ek tot U eer kan leef. Here, ek wil vra dat U Gees my sal lei en dit ook sal aanblaas in my gemoed en in my ingesteldheid. Dat ek so sal leef en dat ek ook doen wat ek doen, omdat ek vir U lief is en dat ek dit ook so doen tot U eer. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Pas jouself mooi op.